Dit is soos altyd vir my 'n groot voorreg, 'n groot eer om die woord van die Here met julle te kan deel. Jy weet, soms dan dink ek so 'n bietjie terug aan my lewe, my jonger dae, en dan kan ek net vir die Here die eer gee, want ek het nie daai tyd gedink dat ek ooit in my lewe agter 'n kansel sou staan nie. Maar die Here het geweet, en dit is regtig 'n baie humbling experience, en dit bly 'n voorreg om met julle te kan praat oor die dinge van die Here. Dit is wonderlik om deur hom geroep te kan wees, en dit is vir my nog meer spesiaal om 'n wonderlike gemeente soos julle te mag bedien. Die Here verdien al die eer daarvoor. Amen. Nou, vir die van julle wat julle Bybels hier het, julle kan saam met my oopmaak by Psalm 96. Ons gaan later daar uit lees. Ek wil sommer net so vir 'n inleiding net 2 vrae met julle deel wat die afgelope tyd heeltyd hier in my gedagtes is. En dit is 2 vrae wat eintlik opgekom het by 'n begrafnis wat ek bygewoon het van 'n baie geseënde man, 'n pastoor, 'n man wat in die bediening was, pastoor Tokkie Smit. Ek weet nie of van julle hom geken het nie. Vir baie jare was hy die pastoor van Groen Weivelde gemeente, daai tyd Green Hills gemeente in Randfontein. En daar was baie mense wat kom getuienis lewer het van hoe hierdie man hulle lewe geïmpakteer het. En die goue draad wat deur al die stories geloop het, was dat hierdie pastoor, maak nie saak waar hy gekom het nie, en maak nie saak met wie hy gepraat het nie, of dit nou bekende mense of onbekende mense aan hom was, het hy altyd die oomblik gebruik om vir hulle 2 belangrike vrae te vra. Ek het so 'n bietjie daaroor gedeel by die oggendbidtuur. Die 2 vrae wat hy vir mense gevra het voordat hy van hulle al wegbeweeg het, was nommer 1, ken jy die Here Jesus Christus? Dit was 'n baie belangrike vraag vir hom, en ek dink dit is 'n baie belangrike vraag wat ons vir almal kan vra, nê? Ken jy die Here Jesus Christus? Want ons weet en ons glo dat die Here Jesus Christus is die redder van die mensdom, en hy is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kan na die Vader kom behalwe deur hom nie, en ons glo dat wanneer ons geloof in die Here Jesus Christus plaas as die seun van God wat vir ons sondes aan die kruis gesterf het, dan sal ons die ewige lewe beerwe, want dit maak ons reg met God. Amen. Daar is 'n baie belangrike vraag, en ons sal graag wil hê dat almal wat ons ken ja moet antwoord op daardie vraag, nê? Oortuigend sê ja, ek ken die Here Jesus Christus. Die opvolgvraag dan op daardie vraag, dis vraag nommer 2 is, goed, nou dat jy sê jy ken hom, dien jy hom nog steeds? Aanbid jy hom nog steeds? Geniet die Here nog steeds daardie belangrikheid in jou lewe en daardie kosbare plek in jou hart soos aan die begin? So daai 2 vrae is so die heeltyd by my, en ek wil graag dit voortleef wat ek gehoor het van daardie man. Vra die vraag vir die mense. Ken jy die Here Jesus? En dien jy hom nog? Ek dink is nodig dat ons daai vrae vir mense moet vra, en dat ons ook altyd seker sal maak dat ons positief op daardie vraag kan beantwoord. Nou, ek wil so 'n bietjie fokus op die uitleef van die tweede vraag. En dit is, dien ons nog die Here? En ons kan die vraag vra, maar hoe? Hoe kan ek die Here beter dien? Hoe kan ek hom beter aanbid? Gebruik aanbid en dien as wisselterme. Want aanbidding is nie net sang nie, nê? So nou heerlik saam gesing vanoggend. Dit was sang, dit was lofprysing, dit was aanbidding deur middel van sang. Maar sien, ons lewe, die manier hoe ons leef, ons leefstyl is ook ons aanbidding.
Aanbidding is nie net iets wat binne in hierdie gebou plaasvind nie. Aanbidding is ook iets wat vanuit hierdie gebou by daai deure uit moet vloei in ons lewe in en deur ons lewe elke dag van die week. So, die tweede vraag wat daai man gevra het, dien jy nog die Here? Kan ons net sowel vra, maar aanbid jy nog die Here? Aanbid jy hom nog met jou lewe? Is jou lewe nog aan hom gewy? Of is dit maar net 'n belydenis? Jakobus skryf oor hierdie ding en hy sê, belydenis help veel as daar nie werke is nie, nê? Dit help veel ons sê, ons glo, maar daar is nie werke nie. Hy het duidelik gesê dat die geloof sonder werke is dood, nê? Dooie geloof. Hy het gesê, wys my deur jou werke, dan sal ek sien waarin jy glo. Né? So daai is 'n baie belangrike konsep. Nou hier in Psalm 96, 'n Psalm wat omtrent 700 jaar voor Christus se koms geskryf is, bevat soveel wonderlike riglyne oor hoe ek en jy die Here kan aanbid. Hierdie Psalm sê die volgende, ek lees dit vir ons saam vanaf vers 1. Dit sê, sing tot eer van die Here 'n nuwe lied. Sing voor die Here o ganse aarde. Sing tot eer van die Here, loof sy naam, verkondig sy heil van dag tot dag. Vertel onder die nasies sy eer, onder al die volke sy wonders. Want die Here is groot en baie lofwaardig. Hy is gedig bo al die gode. Want al die gode van die volke is afgode, maar die Here het die hemele gemaak. Majesteit en heerlikheid is voor sy aangesig, sterkte en sieraad in sy heiligdom. Gee aan die Here, o geslagte van die volke. Gee aan die Here eer en sterkte. Gee aan die Here die eer van sy naam, bring offers en kom in sy voorhowe. Aanbid die Here in heilige gewaad. Beef voor sy aangesig, o ganse aarde. Sê onder die volke, die Here is koning. Ook staan die wêreld vas, sodat dit nie wankel nie. Hy sal die volke regverdig oordeel. Laat die hemele bly wees en die aarde juig. Laat die see en sy volheid bruis. Laat die veld juig en al wat daarin is. Dan sal al die bome van die bos jubel voor die aangesig van die Here, want hy kom om die aarde te oordeel. Hy sal die wêreld oordeel in geregtigheid en die volke in sy trou. Amen. Wel, wat 'n kragtige Psalm. En wanneer ons deur hierdie Psalm gaan, dan kan ek sommer so met die lees daarvan 5 dinge uithaal van hoe ons die Here kan aanbid. Nie net op 'n Sondagoggend hier vir 'n paar minute wanneer ons sing nie, maar in die manier hoe ons leef. Dawid begin en hy sê, sing tot eer van die Here 'n nuwe lied. Sing voor die Here o ganse aarde. Sing tot eer van die Here, loof sy naam. Daar's sommer nommer 1, hoe ons die Here kan aanbid, en dit is deur middel van sang. Sing tot eer van die Here. Moet dit nie net reserveer vir 'n Sondagoggend hier nie, of vir 'n Woensdagoggend by die biduur nie, maar maak lofsang 'n deel van jou lewe elke dag. Ek is seker ons almal beskik oor 'n slimfoon en ons kan by YouTube inkom. Sommige van ons het nou nie premium nie, so daar's so 'n bietjie advertensies. Of as jy Spotify het, of as jy 'n radio by die huis het, daar is Christelike kanale, en glo dit of nie, mens kry nog hier en daar 'n CD. Speel
vir jou worship musiek in jou huis, in jou kar. Gebruik die oomblik wat jy het as jy daar by die huis sit en dit voel vir jou asof jy verveeld raak, die garage is al reggepak, die tuin is versorg, die voeltjies het hulle kos gekry, die huis is skoon, die kos is gemaak, die klere is gestryk, alles is gedoen en jy weet nie meer wat om te doen nie, jy het vir almal klaar boodskappe gestuur, die mense reply nie meer nie, nou wat gaan jy nou doen? Sit vir jou worship musiek aan en maak die naam van die Here groot. Amen. Trek die kleed van aanbidding aan. Dra dit daagliks. Hoe sê die Engelse vers? Put on the spirit of the garment of praise for the spirit of heaviness. Loof die Here, eer die Here. Laat jou lofsange die atmosfeer van jou huis vul. Amen. Laat daai klankgolwe sommer so uitbeweeg na jou bure langs aan jou. Vul die atmosfeer met die lof van die Here. Amen. Vul die atmosfeer van jou kar en die winkel waarin jy beweeg en die strate waarin jy loop met die lof van die Here. Weet julle wat, nê? Iemand wat vrylik die naam van die Here kan prys, wys vir my, hy is nie skaam vir die Here nie. En Paulus het gesê, ek skaam my nie vir die evangelie nie, want dit is die krag van God wat harte verander. Ons het daar in Randkyte gemeente, ongelukkig sien ek nie daai boekie, daai liedjie in ons boekie nie, en ek kry hom ook nie op YouTube nie. Maar ons het so 'n liedjie gesing daar in AGS Randkyte wat so gaan. Ek sing van Jesus, ek sing van Jesus, ek sing die hele wêreld deur. Hy sê vir ons, verhef my naam, dan trek ek almal na my toe. Ek sing van Jesus, die hele wêreld deur. Laat ons daai gesindheid opneem. So aanbid ons die Here, so dien ons die Here, so bring ons eer tot sy naam, deur middel van sang oral waar ons gaan. En weet jy, as jy nou in die ry staan by die ATM, en daar is so 'n Christelike liedjie en jy sing hom hier onder jou stem, die mense gaan jou weird uitkyk, en dis ook okay. Dis ook okay. Sing van Jesus en wees vrolik oor wie hy is. In vers 2 staan daar, verkondig sy heil van dag tot dag. Dit is nommer 2. Verkondig sy heil van dag tot dag. Verkondig. Deel met mense oor wat die Here in jou lewe gedoen het. Die Engels gebruik die woordjie salvation, die verlossing. Deel met mense, verkondig die verlossingsplan van die Here in Jesus Christus. So aanbid jy die Here, so bring jy eer tot die naam van die Here. So dien jy die Here wanneer jy bereid is om met mense te deel wat die Here in jou lewe gedoen het. Elkeen van ons het 'n storie om te vertel van wat die Here vir ons gedoen het. Amen. Ek is seker elkeen van ons het 'n getuienis van hoe die Here gebed in ons lewe beantwoord het. Hoe die Here ons uit die modder uitgehaal het. Hoe die Here saam met ons was in die dal van doodskaduwee. Hoe hy aan ons voorsien het, hoe hy ons gered het, hoe hy ons kinders geseën het. Amen. Ons almal het 'n storie om te vertel. Ons almal het 'n lig om te skyn. Ons moet dit nie onder 'n emmer sit nie. Ons almal het iets wat ons kan deel van wat die Here in ons lewe gedoen het. Hier sê Dawid, verkondig dit. Verkondig dit. Deel dit. Wanneer? Dag tot dag. Deel dit met wie ook al jy in aanraking kom van die goedheid van die Here in jou lewe. Dit sal daardie persoon seën en dit skep 'n geleentheid vir die Heilige Gees om te werk. Dit skep geleentheid vir mense om hoop te kry in die Here. Amen. Want hulle hoor die getuienis van wat die Here gedoen het in iemand se lewe en dit aktiveer iets binne in jou. Dit skep geloof en hoop in jou hart.
Paulus verklaar mooi duidelik dat die geloof kom deur die aanhoor van die prediking van die woord van God, van die deel van die evangelie. Dit skep geloof in iemand se hart. En weet jy wat? As ons beweeg en ons verkondig en ons deel met mense en ons vra vir hulle, ken jy die Here Jesus? En ons deel met hulle wie die Here Jesus is en daai persoon kom tot inkeer of daai persoon se lewe verander of die persoon keer terug na die Here toe of begin daai aand net weer te bid of wat ook al dit mag wees. Maar jy kry dit om daai persoon te beïnvloed dat hy sy fokus weer draai na die Here toe. Dan juig die engele in die hemel. Amen. Hulle is bly, want iemand wat ver van die Here was, iemand wat verlore was, of iemand wat weggedraai het teruggedraai na die Here toe, en God se naam word verheerlik. God word aanbid. Waar dit begin? Het begin by iemand wat vrymoedig genoeg was om te deel wat die Here vir hom of haar gedoen het. As jy die Here wil eer, as jy die Here dieper wil aanbid en beter wil dien, verkondig sy goeie werke dag tot dag. Verkondig dit, deel dit met mense in jou kringe, jou familie, jou kollegas, jou kinders, mense bo jou, mense onder jou, jou bure, almal. Deel met hulle wat die Here in jou lewe gedoen het. Amen. Vers 3. Vertel onder die nasies sy eer, onder die volke sy wonders. Want die Here is groot en baie lofwaardig. Hy is gedig bo al die gode. Want al die gode van die volke is afgode, maar die Here het die hemele gemaak. Praat ook met mense daaroor. Ja, ons moet praat oor die redding en ons moet praat oor wat die Here in ons lewe gedoen het, maar ons verkondig ook die grootheid van God waar ook al ons beweeg. Amen. Vers 10, die Here is koning, ook staan die wêreld vas, sodat dit nie wankel nie. Hy sal die volke regverdig oordeel. Praat met ander, deel met ander die grootheid van God en so word sy naam aanbid en sal sy eer ook vermeerder hier op aarde. Die derde ene sien ons in vers 7 en 8. Gee aan die Here, o geslagte van die volke. Gee aan die Here eer en sterkte. Gee aan die Here die eer van sy naam. Bring offers en kom in sy voorhowe. Ons aanbid die Here en ons dien die Here ook deur van onsself en dit wat ons het vir die Here te gee of beskikbaar te stel vir hom, vir sy eer en vir sy diens. Almal van ons het gawes, 'n gawe ontvang. Ons het talente, ons het vermoëns. Moet dit nie terughou nie. Gee dit vir die Here. Ons het gesonde verstand. Ons het liggame wat nog funksioneer. Sommige so 'n bietjie stadiger as ander, bietjie ouer, but you are capable. Jy kan iets doen. Jy kan bid. Jy kan praat. Jy kan dien. Finansies. Van ons het meer as ander. Prys die Here. Van ons het minder. Prys ook die Here. Te veel geld kan ook 'n slegte ding wees, nê? Nee. Maar ons moet goeie rentmeesters wees van wat ons het. En ons moet dit wat ons het ook beskikbaar stel vir die Here. Here, ek het nie geld nie, maar ek het tyd. Here, ek het nie tyd nie, maar ek het geld. Ek het nie tyd nie, ek het nie geld nie, maar ek het vermoëns. Wat ook al. Dit gaan daaroor om te sê, Here, U het my so geseën met wat ek het en met wie ek is.
Ek kan dit nie vir myself hou nie. Ek stel dit beskikbaar vir U. Ek gee dit vir U. U is die voorsiener. U is die koning. U is die Here. Dit wat ek het, is nie myne nie. Dis U sin. Dis vir my geleen. Dit wie ek is nie uit myself nie. Dit is deur U genade. Want ander is nie so geseënd soos jy nie. Ander het nie die vermoëns wat jy het nie. Hulle het weer ander vermoëns wat jy nie het nie. Maar Paulus skryf so mooi en hy sê, die gemeente is 'n liggaam, wat bestaan uit verskillende gedeeltes. Net soos wat ons liggaam uit verskillende gedeeltes bestaan en elke lid van die liggaam het 'n funksie. En die een moenie jaloers wees op die ander een, omdat hy nie kan doen wat die ander een doen nie, maar elkeen moet net hulle kant bring. En Christus is die hoof, halleluja. En ons is almal saamgebind in hom, en ons behoort aan hom, en hy behoort aan God, en alles behoort aan God, halleluja. Dink aan Nehemia, toe hulle die muur moes herbou, né? Wat was die instruksie wat vir die volk gegee was? Dat elke huishouding net die stuk van die muur voor hom sal bou. Nie bekommerd raak oor wat langsaan aangaan en wat daai een aan die agterkant doen en wat, of hy nou beter bou as jy of ryker of armer of beter boustene of wat ook al het nie. Fokus jy om die beste te doen met dit wat jy het en dit wat voor jou is. Gee jou beste. Doen wat jy kan met dit wat jy in jou hande het. En moenie bekommer oor wat die ander ou in sy hand het en wat hy kan doen nie, want wat jy in jou hand het, is deur die Here aan jou gegee. Amen. En dit gee jy met 'n vrymoedige hart tot eer van die Here. En so aanbid jy hom en dien jy hom. Dit het niks te doen met ouderdom, geslag, waar jy bly, waar jy vandaan kom, hoeveel geld, hoe mooi of hoe lelik, hoe arm of hoe ryk nie. Dit het alles te doen met 'n bereidwillige hart wat sê, ek wil die Here dien. Here, vat my geld, vat my lewe, vat my besittings, al my dinge en gebruik dit tot U eer. Amen. Nommer 4 is vers 9. Aanbid die Here in heilige gewaad. Beef voor sy aangesig, o ganse aarde. 'n heilige lewe. 'n heilige lewe. Heilig beteken afgesonder, eenkant gesit vir 'n doel. Afgesonder waarvan? Afgesonder weg van sonde. Afgesonder van die wêreld, nie soos die wêreld. Anders. Eenkant gesit, beskikbaar vir die Here. 'n heilige lewe gaan definitief daaroor dat jy nie volhard in sonde nie. Ons moet dit vir mekaar noem. Ons kan nie twee Here dien nie. Jesus praat oor Mammon en oor God, né? Ons kan nie twee Here dien nie. Ons kan nie in die koninkryk van die lig wees en in die koninkryk van die duisternis nie. Ons kan nie sit aan die tafel van die Here en ook aan die tafel van die demone nie. Ons het nodig om afgesonder te wees vir die Here. Ons het nodig om standpunt in te neem en te sê, ek gaan nie soos die wêreld wees nie. Ek gaan nie aan die wêreldse reëls en regulasies onderskryf nie. Ek gaan dit nie gehoorsaam nie. Ek gaan nie dit wat die wêreld aanvaar as God se woord sê, dis onaanvaarbaar nie. Ek gaan anders wees. Ek gaan
heilig wees, ek gaan gefokus wees op Christus en sy woord, nie op die valse profeet en die anti-kris en sy dinge nie, maar op dit wat God sê in sy woord. 'n heilige leefstyl word raak gesien deur ander mense. Ek wil dit tog vir julle noem. Dit word nie altyd gewaardeer soos wat jy sou wou hê dit waardeer moet word nie. Mense sal spot en sê, chips, hier kom die heilige een, of hier kom die pastoor, moenie vloek nie. Jy weet, hierdie is mos die ene wat met die Bybel onder die arm loop. Jy weet, hulle brandmerk jou, maar dis eintlik 'n goeie ding. Dis eintlik 'n goeie ding. Ek het gister weer gaan fietsry, was baie lekker, saam met 'n groep fietsryers, en toe ek nou daar aankom, toe hierdie een vrou gesê, ek moet my mond hou vandag, want die pastoor is hier. Ek kan nou nie so lekker vloek soos altyd nie. Dan kyk, en almal lag, ha, en ek dink, ja, dis reg. Voel dit. Ek is nie skaam daaroor nie. As dit jou oortuig, dan is ek bly. Want dan werk die Gees in jou hart. En onthou, as ons heilig leef, en ons leef 'n afgesonderde lewe, dan is ons onmiddellik meer bruikbaar vir die Here. Want die wêreld het nie meer 'n houvas op ons nie. Amen. En so aanbid ons die Here deur ons leefstyl. 'n heilige lewe verg dissipline, en dit verg gehoorsaamheid aan die Here. Want ons sal altyd versoek word om onheilig te wees. Die wêreld het versoekings, en die vyand loop rond, en hy versoek ons, en daar's al hierdie dinge, nê? En ons staan gereeld voor 'n keuse, wie gaan ek dien? Die Here of my vlees? Die Here of die wêreld? En bloot deur die Here te kies, is 'n vorm van aanbidding. Bloot deur die regte ding te kies, is 'n vorm van aanbidding, en dit is diens aan die Here, want jy sê, Here, ek begeer om U te dien, eerder as om die wêreld te dien. Jakobus gaan so ver en hy sê, as jy weet wat die regte ding is om te doen, en jy doen dit nie, is dit ook sonde. Jong, ek kan nogals skuldig wees aan daai ene, want ek is baie keer geneig om te procrastinate. Sukkel ook maar. As jy weet wat die regte ding is om te doen, doen dit. Tot eer van die Here. Dink aan Josef met Potifar se vrou. Potifar se vrou het met welis begeer na Josef. En Josef bid tot God, en hy vra vir die Here om hom te help, want hy sê, Here, ek wil nie teenoor U sondig nie. Niemand sou weet nie, hulle sou in die geheim hulle dinge kon doen, maar God sien in die geheim. En Josef sê, nee Here, ek kan nie hierdie ding doen nie. U het my geseën tot so ver. U het my uitgehaal uit die put uit. U het my geseën, U het my lewe gespaar. U is so goed vir my. Ek kan nie bekostig om teen U te sondig nie, want U is my God. En ek is in 'n verbond met U. Mag ons daar dieselfde gesindheid hê. Amen. Nommer 5. Vers 11, 12, 13. Laat die hemele bly wees en die aarde juig. Laat die see in sy volheid brys. Laat die veld juig en al wat daarin is. Dan sal al die bome van die bos jubel voor die aangesig van die Here. Want hy kom om die aarde te oordeel. Hy sal die wêreld oordeel in geregtigheid en die volke in sy trou. Ek onderstreep die woorde juig en jubel in hierdie verse. Dan dink jy een van die
Een van die hoogste vorms van aanbidding tot die Here is om vrolik te wees en te juig in die Here. Om met vreugde te lewe en die lewe te geniet wat die Here ons gegee het, omdat ons onsself in die Here verbly. John Piper skryf 'n klomp boeke, maar sy hele teologie is gebaseer op hierdie een sinnetjie, en ek gaan dit in Engels sê. Hy sê, God is most glorified when we are most satisfied in Him. Wow, that's a powerful sin. God is most glorified when we are most satisfied in Him. Ek is seker, as ek julle vandag moet vra, dien jy die Here? Dan gaan jy vir my 'n ja gee, dalk 'n halwe ja. Of jy gaan vir my sê, ek wil graag. En is goed. Maar ek wil jou vandag nog 'n vraag vra. Ek wil vir jou vra, geniet jy jou verhouding met die Here? Geniet jy dit om 'n Christen te wees? Geniet jy dit om in die kerk te wees? Geniet jy die Christelike lewe? Geniet jy die lees van die Bybel? Vind jy genot in jou verhouding met die Here? En ek weet ongelukkig in die tyd waarin ons leef het, genot 'n seksuele konnotasie. Nou, dit is glad nie waarna ek verwys nie. Geniet jy die Here? Is dit vir jou lekker? Is dit vir jou lekker om met hom te praat? Is dit vir jou lekker om aan hom te dink? Bring dit vir jou vreugde om in sy teenwoordigheid te wees, om in sy woord te wees? God word verheerlik wanneer ons dit ook geniet om saam met hom te wees. Ek sê, 'n kind van die Here behoort die vrolikste mens op aarde te wees. En dis nie 'n aangeplakte vrolikheid of 'n aangeplakte vreugde nie. Dit is 'n vreugde wat ontstaan as gevolg daarvan dat jy vervul is deur jou verhouding met die Here. Dis dieselfde met ons verhouding met ons wederhelftes, nê? Of met ons kinders. Ons vind vreugde in mekaar. Al is hulle bietjie weird. Jy is myne en ek het jou lief vir wie jy is. Met al jou giere en geite, met al jou dinge. Net om na jou te kyk maak my hart bly. Net om jou stem te hoor maak my hart bly. Net die voorreg om jou hand te kan vashou of net so 'n bietjie by jou te kan cuddle maak my hart bly. Carly met die goedjies wat sy partykeer kwyt raak, maak my hart bly. Ek kan lag vir hierdie kind. Maak my hart bly. Ek vind genot in wie sy is. Ons kan ook genot vind in wie die Here is en wat hy vir ons gee. Geniet die natuur. Geniet die skepping. Geniet mekaar. Geniet die lewe wat die Here vir jou gee. Dit is alles van hom af. En wanneer ons so leef met daardie vreugde in ons, dan word God verheerlik. En ander mense sien dit raak. Hoe kry jy dit reg? Jy het nou nie eers 'n kar nie en jy moet loop oral waar jy gaan. Ja, so wat? Die Here het vir my gesonde voete gegee. Halleluja. En hierdie voete sal dans solank as wat ek leef. Dit gaan oor 'n fokus. 'n Fokus nie op die gawes wat die Here gee nie, maar die gewer van die gawes. Die gewer van die vermoëns. Amen. As ons nou hierdie skrifgedeelte kyk en ek sluit met dit af, dan sien ons dat die beweegrede van al hierdie 5 goed, sing, verkondig, gee, leef heilig en jubel. Die beweegrede daarvan is nie, ek moet dit doen, dan gaan ek geseën wees. Dit alles begin by wie die Here is. Omdat die Here die skepper van hemel en aarde is, sing ek tot sy eer. Omdat die Here die verlosser is, verkondig ek
sy verlossing. Omdat die Here die voorsiener is, gee ek. Omdat die Here heilig is, en omdat hy koning is, leef ek heilig. Omdat die Here alles gemaak het, en omdat hy eendag weer gaan terugkom, is ek vrolik. En hy gaan regverdig oordeel, en op daardie dag gaan ek nie skaam staan voor hom nie. Hy gaan my seën, omdat ek getrou is aan hom, en hy my gered het. So laat dit wie die Here is, dit waarvoor hy staan, dit wat hy vir ons gedoen het en nog steeds doen, mag daardie dinge die beweegrede wees, hoekom ons met ons lippe sing, met ons mond verkondig, met ons hande gee, met ons karakter heilig is, en met ons harte jubel tot sy eer. Amen. Mag die Here julle seën. Kom ons bid saam. Hemelvader, dankie vir u woord. U kosbare, wonderlike woord. En dankie Heilige Gees, dat u ook met ons praat, in ons hart en ons gedagtes, ook deur die woord. Dis my gebed, Here, as u die naprediker hiervan sal wees, dat u vir ons sal lei en sal help en sal bekragtig en dryf deur die Gees, Here, om te sing tot u eer, om u goedheid, u redding, u werke, u grootheid te verkondig oral waar ons gaan, om 'n bereidwillige hart te hê wat gee, 'n lewe wat afgesonder en heilig is vir u, en dat ons tevredenheid en vervulling sal vind in u, en dat dit sal oorborrel in 'n lewe gemerk deur vreugde. En ek dank u daarvoor, Here. Seën ons in Jesus naam. Amen.